Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke Seun van God geglo het nie. So. Weer eens 'n goeiemôre aan elkeen. Nou moet ek vir julle sê, haal julle Bybels uit en blaai vir my. Of haal julle Bybels op julle selfoon uit en gaan daarna. Dis hoekom julle Bybels kerk toe moet bring. Die tegnologie gaan ons een of ander tyd in die steek laat. Maar as julle julle Bybels het, blaai asseblief vir my na Romeine hoofstuk 2 toe. Romeine hoofstuk 2. En ons lees vanaf vers 1 tot 16. En ek weet laasweek was oor die toren gewees en vandag gaan oor die regverdigheid van God. En ek weet vir die volgende paar weke en julle moet saam met my deur hierdie worstel. Dit is moeilike onderwerpe waar ons praat, die regverdige oordeel van God. Maar ek dink dit is belangrik dat ons daai grondlegging het voordat ons kom by wat Paulus uiteindelik in die hele brief vir ons wil sê. So lees saam met my Romeine 2 vanaf vers 1 tot 16. Daarom is daar vir jou, o mens, wat oordeel, wie jy ook al is, geen verontskuldiging nie. Met die oordeel wat jy oor die ander persoon uitspreek, veroordeel jy immers jouself, omdat jy wat oordeel, dieselfde doen. Ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. Dink jy, o mens, wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, terwyl jy dieselfde dinge doen, dat jy God se oordeel sal vryspring? Of verag jy die rykdom van sy goedheid, verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? Deur die hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om toorn teen jouself op te stapel op die dag van toorn, wanneer die regverdige oordeel van God geopenbaar sal word. Hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid. Maar toorn en gramskap aan diegene wat uit eenszinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. Almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan, maar almal wat binne die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Dit is tog nie blote hoorders van die wet wat voor God regverdig is nie, maar dit is die daders van die wet wat geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat nie oor die wet beskik nie, van nature tog die vereistes van die wet nakom, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Hulle wys duidelik dat die uitvoering van die wet in hulle harte geskryf staan, en hulle gewetens bevestig dit. En hulle teenstrydige gedagtes sal hulle soms aankla en soms verontskuldig. Op die dag wanneer God die verborgeninge van die mens, volgens my evangelie, die Christus Jesus, sal oordeel. Kom ons bid. Vader, mag U hierdie woord tot ons harte seën vanmôre, Here. Terwyl dit 'n gewigtige onderwerp is, sien ons tog, Here, dat daar lig is wat deurskyn vir ons. Here, en mag ons vanmôre eers die erns besef van U oordeel, Here God. Heilige Gees, dat U vir ons wysheid en insig sal gee om te verstaan wat U aangaan, Here. Ons het dit so nodig. Here, want ons eie menslikheid, ons harte wat maar donker is, Here God, sukkel en worstel met sekere van hierdie konsepte en sekere van hierdie dinge. En so ek vra, Heilige Gees, dat U in ons harte sal praat, dat U aan ons die waarheid sal openbaar, en dat U ons deur dit alles sal dra, Here God. Here Jesus, mag U verheer word in hierdie woord vanmôre. Amen en amen. Daar is 'n verstommende verskynsel, vir my is dit verstommend. As jy ooit na die toeskouers van 'n wedstryd gekyk het, oor wanneer elke persoon dink dat hulle 'n beter skeieregter is as die skeieregter op die veld. By elke wedstryd hoor ons die mense wat kla oor die skeieregter, die van ons wat by die huis op die TV kyk, hoor hoe ons kla oor die skeieregter. Kan jy dit nie gesien het nie? Hoekom het jy nie daardie onkant spel gesien nie?
Is jy blind? Is jy onnosel? Wat's fout met jou? Dis duidelik daar. Dit is nie die mees verstommende van daardie verskynsel nie. Die verstommendste van daardie verskynsel vir my is, wanneer my span oortree het, is ek heeltemal tevrede dat die skeieregter dit nie gesien het nie. Reg? Dan is dit goed dat die skeieregter dit nie gesien het nie en nie geblaas het vir dit nie. Ek is gelukkig wanneer my kant wegkom met dit, maar ek is kwaad wanneer die ander kant wegkom daarmee. Wanneer hulle onkant is. En so is dit in baie gevalle in ons lewe. Ons sukkel met regverdigheid. Elke een van ons. Ons sukkel om regverdig te oordeel. Ek sien dit met myself op die pad. As ek by ongeluk voor iemand indraai, dan moet die ander ou maar net verstaan. Dis nie so erg nie, hy het ook brieke. In elk geval moes hy nie gejaag het op die pad nie, dis omdat hy te vinnig gery het, dat hy amper in my vas is. Ja, ek het voor hom uitgedraai, ek is bietjie skuldig, maar weet jy wat, chill man, dis okay. Maar laat iemand nou voor my indraai. Broer, vuur uit die hemel uit, mag u hulle verdelg, o Here, en mag hulle nooit weer opstaan nie. Ons raak bitter ongelukkig. Dit is so, nee. Ons sukkel met regverdige oordeel. En ek dink dit is wat Paulus uiteindelik vir ons in hierdie gedeelte begin sê. Hy praat hier met die bystander. Die ou in die kantlyn. Ek hou daarvan hoe hy sê, en jy o mens, wie ook al jy is. Dis die ou wat langs hom staan. Wie ook al jy is, daai in die lig in. Jy weet wie van ek praat. Jy weet dis jy. Jy o mens, wie ook al jy is, wat ander mense oordeel oor die dinge wat hulle doen, terwyl jy weet dit is verkeerde dinge, maar jy doen dit self. En ons weet waarvan hy praat. As ek net 'n paar van hulle lees in die vorige hoofstuk, kom ons word dit herinner daaraan. Boosheid, hebsug, afguns, moorddadigheid, gestryery, geslepenheid, kwaadwilligheid, skindertonge, kwaadstokers, brutaal, haters van God, hooghartig, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, sonder medelee. Dit is so maklik vir ons om na ander mense te kyk en te sê, hulle is skuldig aan sekere van hierdie sonde, maar wanneer dit by ons kom, dan verwag ons genade. En ons verwag dat ons vrygespreek is van dit. Ons dink nie ons skinder nie, maar elke geleentheid wat ons kan, skinder ons tog. Baie van ons weet, selfs wanneer ons die sonde doen, weet ons, ek is nou verkeerd, maar daar's genade. En ons dink ons kan uit vryspring. Maar laat iemand anders daai sonde doen en ons is vinnig op hulle. Hoe durf jy? Hoe durf jy daai sonde doen? Jy mag nie, dit is verkeerd. En binne in ons harte is ons besig om dieselfde dinge te doen. Paulus gebruik 'n baie kragtige tegniek deur hierdie brief en hy begin hiermee dit wanneer hy sê, jy o mens, wie ook al jy is. Asof hy kan verwag wat hierdie persoon gaan sê en wat hierdie persoon dink. En deur die brief is daar gereeld tye wat hy verwag wat ons in ons harde harte en ons onbekeerlike harte gaan terugsê oor dit wat hy wil redeneer in die res van sy brief. Byvoorbeeld in 6 vers 1, dan sê hy, wat sal ons dan sê? Maar hy sit homself in die prentjie en hy sê, so ons gaan die volgende sê, dat ons met aanhou sondig sodat genade oorvloedig kan wees? Nee, antwoord hy homself. Maar hy verwag dat dit is hoe ons redeneer. Ons is baie soos die bystander in hierdie brief aan die Romeine. En ek dink terwyl ons deur dit lees, moet ons besef, ons is nie Paulus nie, ons is heel waarskynlik die bystander, met wie hy praat. In 7 vers 7, wat sal ons sê? Dat die wet sonde is? Nee, weer eens nee. 9 vers 14 sê hy weer, wat sal ons dan sê? Is daar enige onreg by God? Nee. Daar's konstant hierdie kritiek wat hy verwag van die ander mense af, want hy ken die hart van die mens. Hy weet hoe ons redeneer. Want wanneer ons sê dat ons moet genade betoon aan die mense wat sonde doen, sodat hulle by Jesus kan uitkom, dan is daar onmiddellik in ons harte, sê ons dat hulle kan aanhou sondig. Nee, dis nie wat hy sê nie. Want ons mense wat so redeneer, selfs in die kerke,
ek kan soveel sonde doen, want hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade gaan ek ontvang. Dis nee. Ons mensharte is hard. Is hard. En Paulus in hierdie brief sien dit, en hy wil begin, en ons moet versigtig wees, dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, veral hierdie gedeelte oor die oordeel, want daar gaan 'n moeilike onderwerp nou opkom, ons gaan daarby uitkom, oor word ons gered deur werke of deur genade, want dit klink asof hy sê ons word deur genade, deur werke gered, want hulle wat goed doen, sal geregverdig word, goed doen, nie net hoor nie, goed doen, sal geregverdig word. En ons weet as ons die res van die Romeine gaan lees, gaan ons sien dat Paulus teen daardie punt argumenteer op 'n sekere manier. Maar hy wil hê ons moet eers verstaan waaroor die regverdige oordeel van God gaan, voordat ons die genade kan verstaan. Ons moet weet hoekom God oordeel en hoe hy oordeel, voordat ons kan besef wat die genade behels, en wat daardie genade dan in ons hart en in ons lewens en in ons optrede teenoor ons medemens moet bewerkstellig. In vers 2 tot 3 sê hy, ons weet dat God se oordeel na waarheid oor mense kom wat sulke dinge doen. Dink jy o mens wat ander veroordeel, wat sulke dinge doen, terwyl jy dieselfde dinge doen, dat jy God se oordeel sal vryspring? Ons weet dat God oordeel in regverdigheid, maar vir een of ander rede dink ons gaan dit vryspring. Ons as mense dink, dit gaan seker nie met my gebeur. Ja, God het swaal en vuur op Sodom en Gomorra uitgestort, maar dit gaan nie met my gebeur nie. Ja, God het geoordeel in die Ou Testament dat die vloed gebring, maar dit sal tog nie oor my gebeur nie. En ons het hierdie idee dat ons kan doen wat ons wil en net sê, jammer Vader, en dan is alles vergewe. En ons gaan aan met ons lewens asof ons nie gered is nie. En Paulus maak dit duidelik, daar dink jy o mens, jy gaan dit vryspring. En een van die dinge wat ons moet besef, dat Paulus hier duidelik maak, God oordeel in waarheid. Daar's 'n teoloog in die 19de eeu, wat in sy kommentaar oor hierdie gedeelte geskryf het, 'n baie mooi interessante ding gesê het. Hy het gesê, wanneer goud getoets word net die metaal getoets. Daar word nie gevra van waar af die goud gekom het, of aan wie die goud behoort nie. Al wat saak maak, is dit goud of is dit nie. En so is dit met ons. God kyk nie na die uiterlik nie. Hy vra nie, wat is jou afkoms en wat is die rede hoekom jy hierdie sonde gedoen? Het jy gesondig of het jy nie? Het jy oortree of het jy nie? Ons dink ons kan die daad redeneer, maar daar was 'n rede hoekom ek gelieg het. Daar's 'n rede hoekom ek hierdie ding gedoen het. Ons probeer onsself te verontskuldig met ons redenasies oor, weet jy, ek het dit gedoen vir 'n uiteindelike goeie doel. Dis so 'n gevaarlike plek waar ons is, wanneer mense dink dat ons kan sekere dinge doen, want die einde is wat belangrik is, die gevolgtrekkings wat belangrik is. En ongelukkig in ons lewens is daar baie kere waar daar moeilike keuses is rondom dit. Ek weet in die begin van die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n debat tussen 'n klomp teoloë waar die vraag ontstaan het, is dit reg vir die kerk om Hitler te assassinate? Sal dit reg wees vir 'n pastoor om 'n bom te plant wat Hitler en sy ouens uithaal? Want dit sal soveel mense se lewens red. Reg? En die moeilike ding is, wel, jy pleeg moord in daardie geval, maar aan die ander kant red jy ook lewens. En so ons is by 'n baie moeilike plek, wanneer ons begin redeneer oor sulke dinge, besef ons kan nie uiteindelik besluit wat reg en verkeerd is. Ek gaan nie vir julle sê wat my opinie oor dit is nie. Maar julle kan verstaan dat daar moeilike kwessies is. By God gaan dit oor die waarheid. Het jy doodgemaak of het jy nie doodgemaak? Het jy gemoor of het jy nie gemoor nie? In hierdie gedeelte moet ons ook besef, want ons kan aan die ene kant ook die fout maak, dat ons dink dat sê Paulus nou hier, dat ons glad nie moet oordeel nie. Daar is sommige mense wat hierdie vers gaan uithaal en dan sê, maar
jy mag my nie oordeel vir my werke en vir my sonde nie. Terwyl hulle trots in hulle sonde lewe. In trotsheid hulle sonde uitleef voor al die mense en sê, jy moet dit vier, jy moet saam met my stem met dit. En Paulus is duidelik in 1 Korintiërs 5, hy sê dat ek het niks te doen met die mense buite die kerk nie. God gaan oor hulle oordeel. Dit is nie my kwessie nie. Maar as jy in die kerk is, as jy sê jy is 'n Christen, absoluut moet die kerk oordeel en die boosheid onder ons uithaal. Dis in 1 Korintiërs 5 as jy dit wil gaan lees. En so ons moet versigtig wees dat wanneer hy sê mens wat oordeel, praat hy nie dat jy glad nie in geen oomblik moet oordeel nie. Natuurlik is daar tye wat 'n mens 'n oordeel moet uitspreek. Maar dit gaan oor die hart agter daardie oordeel. Want selfs in 1 Korintiërs, wanneer hy oordeel uitspreek, hy sê dat ek oordeel hierdie mens. Wanneer hy in 1 Korintiërs 5 die persoon oorgee aan die Satan en sê ek oordeel hierdie persoon, dan sê hy terselfdertyd, sodat die persoon kan besef dat hy sondig en tot bekering kan kom. Die oordeel is nooit om die persoon weg te gooi en geen hoop vir hom te gee nie. Die oordeel is om te sê, luister, solank as wat jy aan daai sonde vashou, kan jy nie by die Here uitkom nie. Kom by die Here uit, sodat jy van die sonde kan ontslaa raak. Ons wil die persoon kry om terug te kom na die Here toe. Nie die tipe oordeel wat ons in baie kerke sien, waar ons net posters opsit en mense wegjaag en afkraak en seermaak nie. Natuurlik moet ons oordeel oor die sonde, ek praat nooit enige sonde goed nie, ons weet dis sonde. Maar dit moet uit liefde en genade wees, want ons is in dieselfde bootjie as hulle. Ons dink net nie so nie, ons dink ons kan uit vryspring. Want hy sê in vers 4 tot 5, hy sê, verag jy die rykdom van sy goedheid, sy verdraagsaamheid en geduld, en besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie. Wel, ek het weggekom in die sonde hierdie een keer, daar het niks verkeerd gegaan nie. So ek doen hom weer, en ek weer, en weer, en weer. En ons besef nie dat God is geduldig. Hy wag. Ek het laasweek daaroor gepraat oor die toren. Maar deur jou hardkoppigheid en onbekeerlike hart is jy besig om vir jou sonde op te stapel. Sien, ons soek altyd onmiddellike oordeel oor mense wat ons te nagekom het. Mense wat ons dink sondaars is. Here, vernietig hulle nou. Raak ontslaaf van hierdie sondaars. En ek weet Dawid bid baie keer so. Dawid bid baie keer en sê, Here, gooi hulle teen die klippe. Mag daar niks oorbly van hulle nadat U klaar is met hulle nie. En party van ons dink, okay, dit is nou liedjies wat ons in kerk moet sing. Dat ons nou vra dat die Here sy vyande teen die klippe moet gooi. En ons verstaan nie die konteks waarin dit plaasvind nie. In dieselfde tyd is dit God se oordeel. God gooi partykeer nasies neer. Hy gebruik ander nasies om ander nasies uit te wis. Kyk na die geskiedenis, hoe God dit gedoen het deur die eeue. Maar wanneer dit by ons kom, dan moet die Here ons net verstaan. Ek het dit tog nie bedoel nie, ek is eintlik 'n goeie mens. En dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Ek dink een van die dinge wat ons moet besef ook hier, wat ons sal sien in die res van hoofstuk 2, is dat Paulus ook baie direk praat met 'n sekere groep mense. Hy praat nie hier met die mense wat buite in die wêreld is en heidene is nie. Hy praat met mense wat die wet van God het. Hy praat met, in sy geval, Jode. Jode wat weet wat die wet is, wat reg en verkeerd is. Maar die probleem wat hierso plaasvind, is dat die Jood dink in hierdie geval, dat as ek besny is en behoort aan die familie van Abraham, gaan ek verlos word, maak nie saak wat nie. Dit is my geboortereg om God se uitverkore volk te wees, en daarom is ek gered, en daarom gaan ek hemel toe. En Paulus gaan die argument voer, jou besnydenis en jou onbesnydenis is nie wat saak maak nie. Dis of jy in Christus glo of nie. Maar wat hier gebeur is die godsdienstige leiers wat dink dat ek is mos gered. En so daar gaan geen oordeel oor my kom nie. En weer eens, ons wil vinnig hardloop na Romeine 8 wat sê daar's geen veroordeling nie. Maar kom ons bly bietjie by die oordeel eers.
Kom ons bly eers by die oordeel. Ons is baie keer soos die Jood in Romeine 2, waar ons dink dat ek is gebore in 'n Christenhuis. Ek het groot geword in 'n Christenhuis. Ek is 'n Christen. Daar's baie mense wat hulle self sien as 'n kulturele Christen. Ek het net nou dag weer een van die dis iemand wat in Engeland talkshows doen en sulke goeders. Hy is nie 'n Christen nie, maar hy sien homself as 'n Christen. Maar hy glo nie in Jesus se opstanding nie, hy glo nie in enige van die dinge wat jou Christen maak nie. Maar hy sê dat hy hou aan die Christelike geloof en die woorde wat Jesus gesê het, en hy verstaan dat dit kultureel 'n goeie plek is om te wees. Dit is goeie waardes wat ek kan volgens lewe. En so in daardie oordeel hy dan al die ander nasies wat dit nie is nie. Jy is op dieselfde plek. Jy dink dat deur jou geboortereg om in 'n Christenland te wees of in 'n Christenhuis, is ek outomaties gered. Jy is op dieselfde plek as die bystander. Jy is op dieselfde plek as die sondaar. Dis die argument wat Paulus hier voer. Dis wat hy in die hele brief vir ons gaan sê, en verder in hoofstuk 2 wat ons volgende keer sal na kyk. Maar Paulus spreek dan hierso in vers 6 tot 11. Begin hy met sy groot redevoering oor God se verdelende geregtigheid. Verdelende menende dat hy vergoed en vergeld. Hy gee aan die wat goed doen, goeie dinge, en hy gee aan die wat slegte dinge doen, slegte dinge. Want dit is hoe ons tog regverdigheid verstaan. Ek dink ons het al 'n paar keer oor dit gepraat in ander preke. Dit is tog regverdig dat as iemand goed doen, hulle beloon moet word, en as iemand sleg doen, dat hulle vergeld moet word, reg? Gestraf moet word. Dit is iets wat ons amper half binne in ons eie wese net weet. Maak saak waarvan af jy kom nie, maak nie saak wat se godsdiens jy het nie, as mens hoop ons op een of ander manier dat daar regverdigheid is in die wêreld. As ek iets goeds doen, dan wil ek, iemand moet my dankie sê, ten minste dankie sê. Miskien 'n chocolate koop. Een of ander iets, ek soek beloning op een of ander manier. As ek iets sleg gedoen het, dan verdien ek straf. Behalwe as dit by myself kom, dan verdien ek nog steeds vergoeding vir een of ander rede. Ons is baie vreemd wanneer dit by onsself kom. Maar Paulus maak dit duidelik in vers 6 tot 11. Hy sê daar, die verdelende oordeel van God is dat hy elkeen beloon volgens sy dade. Verskoon my. Dat God elkeen beloon volgens sy dade. En dis wat verduidelik. Hy sê die ewige lewe aan diegene wat deur volgehoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid. Die beloning vir hulle wat volhou met goeie werke, wat streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid, vir hulle sal God die ewige lewe gee. Hy eindig sy gedeelte ook. Hy sê maar heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen, eerstens vir die Jood en dan ook vir die Griek. Want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. God beloon almal volgens hulle dade. Hy gee die ewige lewe vir hulle wat goeie werke doen. Heerlikheid, eer en vrede wag vir elkeen wat die goeie doen. Of jy Jood of Griek is, maak nie saak nie. As jy goud is jy goud. Vra nie waar jy vandaan kom, doen jy reg of doen jy nie reg nie. Want God beoordeel niemand volgens die uiterlike nie. En so Paulus is duidelik in hierdie gedeelte dat hy praat van mense wat dink dat as ek lyk soos 'n Christen en praat soos 'n Christen, dan gaan ek gered word soos 'n Christen. En die uiteinde van dit is nee. Jy mag dalk lyk soos 'n Christen op 'n Sondag, jy mag dalk klink soos 'n Christen op 'n Sondag, maar wanneer ek jou die week sien by die werk, dan lyk jy alles behalwe 'n Christen, want jou hart kom uit. Ek kan nie in jou lewe sien dat jy enigstens gered is nie. In die geval van die Jood hier, dink hulle omrede ons die wet ontvang het en ek doen al die dinge op die regte Sabbatdae en ek doen die regte offers op die regte tye en solank ek al die rituele kan doen, dan sal ek gered word. En as ek al daai goedes reg doen, dan sal ek ewige lewe kry. En Paulus sê, wel, dit tel dan ook vir die Griek, die heiden, die een wat nie die wet het nie.
As hulle goeie dinge doen, behoort hulle ook nie dan hemel toe te gaan nie. En hier is die moeilike punt vir ons. Want ons ken baie mense wat nie Christen is nie, maar hulle is goeie mense. As daar 'n ramp is, dan hardloop hulle rond en hulle help uit en hulle help die mense en hulle doen goeie dinge. Sekerlik is dit 'n goeie mens. En as ons wil eerlik wees in ons eie regverdigheid, dan sal ons sê, ja, miskien moet hulle bietjie beloon word met iets. Miskien sal die Here tog hulle toelaat om hemel toe te gaan. Ek dink die ergste is wanneer ons by 'n begrafnis kom en ons is nie heeltemal seker of daai persoon ooit tot bekering gekom het nie. Maar hy was 'n goeie mens. Die begrafplaas is net vol met goeie mense. Daar's niemand wat sleg is wat begrawe word nie. Almal is 'n geliefde broer of pa of ma of suster of kind van iemand. Die grootste engele wat ooit in hierdie wêreld was. En dan hoop ons maar so 'n bietjie hy's in 'n beter plek. Dit is ons wat ons sê. Ek hoop hy's op 'n beter plek. Want hy was 'n goeie mens. Ek dink tog hy's miskien op 'n beter, hy's dalk nie heeltemal op die beste plek nie, maar hy's op 'n beter plek. Ons is baie, ons sukkel met die regverdigheid. Maar binne in hierdie, wil ek amper sê, omhulsel van God se beloning, sien ons die kern van die vrotheid van die mens in die verse tussenin. So vers 6 en 7 is oor die goedheid en 10 en 11 is oor die goedheid. Hulle wat goed is sal alles kry, maar luister na wat hy sê in die middel. Dis amper soos die wurm in die appel, die vrotheid. As jy 'n appel in byt en jy sien vrotheid. Hy sê, maar die toorn en gramskap behoort aan diegene wat uit eisinnigheid ongehoorsaam is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid. Verdrukking en benoudheid wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen, eerstens vir die Jood en dan vir die Griek. Ons is gelukkig met die beloning vir hulle wat goed doen om die ewige lewe te kry. En ons is gelukkig met die vrede en alles wat ons gaan ontvang vir hulle wat goed doen. Maar wat doen ons met hulle wat nie goed doen nie? Met hulle wat sondaars is? Dis 'n baie vreemde probleem waarmee ons sukkel. Ek gebruik nou maar die arme ou vir die rede vir hierdie, want ons almal dink, ek hoop ons almal dink hy's boos, Hitler, ons dink hy's boos, ek dink julle stem saam met my, as julle nie saam met my stem nie, ons kan na die diens praat oor dit, oor hoekom hy boos is, as jy nie seker is hoekom nie. Maar, baie mense soos, okay, wel, ons almal gaan soort van die hemel toe, maar wat doen ons met Hitler? Wat doen ons met Napoleon? Wat doen ons met Genghis Khan? Wat doen ons met daardie mense? O nee, maar hulle gaan hel toe. Op grond van wat? Waar trek ons die lyn van goed en sleg? Wie is goed en wie is sleg? Net die verskriklikste mense gaan hel toe. Reg? Hulle gaan hel toe. Die res is min of meer okay, julle gaan hemel toe. En nou begin ons vlakke te skep en ons begin te sukkel en te worstel met regverdigheid. En dis hoekom Paulus dit baie duidelik maak, ouens, God beoordeel almal volgens hulle dade. Jesus self sê oor elke ydelle woord wat jy gaan spreek, gaan jy verantwoording moet doen. Nie een van die Nuwe Testament skrywers sê dat jy nie geoordeel gaan word en voor die troon van God gaan staan nie. Ons almal gaan beoordeel word, ons almal gaan voor God se troon staan. Gaan lees net die einde van Openbaring. Almal kom voor die wit troon van God en staan in oordeel. En God sal almal beoordeel volgens hulle dade. As jy goed gedoen het, gaan jy hemel toe. As jy sleg gedoen het, gaan jy hel toe. Maar daar's 'n probleem met die eerste vers wat sê, hulle wat volgehoue goeie werke doen. Tot aan die einde toe, net goeie werke. Daar wag 'n oordeel. En God maak dit duidelik dat hy oordeel nie volgens die uiterlike nie. Ek en jy mag dalk goed lyk, maar wie ken die hart van die persoon? Behalwe God. Net in die afgelope paar jaar, hoeveel groot Christelike leiers het geval. Ek weet nie of julle ooit bewus is van daardie mense nie.
Mense wat gelowig is, mense na wie jy opgekyk en gedink, wow, dis nou 'n goeie godsman daardie. En dan kom daar dinge uit. En skielik is jy teleurgesteld. Of mense wat jy gedink het is min of meer 'n goeie ou. Ek dink pastoor Rudolf is okay. Ten minste op 'n Sondag. Miskien Maandag is hy nog so 'n bietjie kom hy nog van die haai af. Maar net een Dinsdag as jy hom by die huis sien. Dan wonder sy familie, wie is hierdie ou, want dit is nie die pastoor wat ons Sondag gesien het nie. Ek onthou Tannie Corrie het altyd vir my gesê, ek moet nie so sleg praat vir myself nie. Die pastoor moet homself nie verkleineer nie, maar hier is die waarheid. Jy weet nie wat in die binnekamer van 'n mens plaasvind nie. Ons mag dink, dit is net goeie dinge wat jy sien. Daar's nogal 'n ware stelling wat baie keer gesê word, jy moet nie jou held ontmoet nie. As jy jou held ontmoet, dan is jy teleurgesteld. Jy dink hierdie ou is so fantasties en hy is so goed en hy is so great en hy is so geloofsheld. En dan ontmoet jy hom en soos, Tom, jy is halfpad daar, broer. Iets is nie reg nie. Daai lig flikker so bietjie. Dis nie meer wat ek gedink het nie. God beoordeel nie volgens hoe ons lyk nie. En so ek doen 'n beroep op elkeen van ons, om onsself te ondersoek. Jy mag dalk vandag lyk asof jy getrou was om Sondag kerk toe te kom. Maar dit is nie wat jou red nie. Dit is wat in jou hart aangaan, wat belangrik is. En almal is uiteindelik skuldig. Paulus sluit hierdie gedeelte af oor die wet en hoe dit inpas by hulle wat nie die wet ontvang het nie. Hy sê almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. Maar almal wat binne die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Daar is een of ander gedagte by baie mense dat jy geoordeel word volgens wat jy weet. Jy word net geoordeel volgens wat jy geweet het. As jy nie geweet het dis sonde nie, dan was dit nie sonde vir jou nie. Waarop Paulus antwoord, nee, God het absoluut 'n reël, en as hy gesê dis verkeerd, dan is dit verkeerd. En of jy geweet het of nie geweet het nie, en of jy sê dat ek het nie gesien waar dit geskryf staan nie, maak nie saak nie, as jy dit gedoen het, het jy dit gedoen. Almal wat sonder die wet sondig, sal sonder die wet verlore gaan. Maar terselfdertyd, hulle wat weet wat reg en verkeerd is, en nog steeds sondig binne in daardie wet, jy word sommer nog dubbel geoordeel. Dis nie net dat jy verlore gaan nie, maar jy weet sommer hoekom jy verlore gaan. Sommer erger. Maar almal is skuldig. Hy sê dit is tog nie hulle net wat hoor wat die wet is, wat regverdig is, maar dis hulle wat doen wat die wet sê, wat regverdig is. Dis seker ook 'n probleem wat ons het met die wet, want ons sien die wet altyd in die negatief. Dis hoe ons dit sien met ons landswette. En dis hoekom ons dink die Bybelse wette is presies dieselfde. Wat bedoel ek daardeur? Jy sien bitter min 'n padteken wat vir jou sê jy mag vinniger as 120 ry. Reg? Al ons padtekens is wat mag jy nie doen nie. Jy mag nie meer as 120 ry nie. Jy mag nie meer as 80 ry nie. Meeste van die padreëls het te doen met wat ons nie mag doen nie. Daar is uitsonderings, daar is klein reëls soos hierdie is 'n sirkel. So gee toe aan die ander persoon wat eers in die sirkel is. Daar's dalk daai reëls. Maar oor die algemeen is dit wat mag jy nie doen nie. En so in die Bybel ook, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, nee. En so ons dink as ek net nie daai dinge doen nie, is dit okay. Maar Paulus maak dit duidelik, hulle moet die wet doen, nie net hoor nie. En dan praat hy van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet omgee vir jou medemens, jy moet sorg vir hulle wat sukkel. Jy moet uitgaan en die sondaar gaan soek en hulle terugbring na die Here toe. Daar is dinge wat ons moet doen. Dit is nie goed genoeg dat jy nie sleg doen nie, jy is veronderstel om goed te doen. Ten minste het ek nie iemand doodgemaak nie, maar jy het ook nie iemand se lewe gered nie. Hand in hand.
Hy sê wanneer die heidene wat nie oor die wet beskik nie, tog die vereistes daarvan nakom, is hulle vir hulle self 'n wet. Dan hoor, as daar 'n ou is wat nie weet wat in die Bybel staan nie, maar hy doen goeie dinge aan sy medemens, vir sy medemens kos te gee, dan het hy gewys dat wel die wet werk. Hy het omgegee vir sy medemens, al het hy nie die wet nie. Want hulle wys daardeur, sê hy, hulle wys duidelik dat die uitvoering van die wet in hulle harte geskryf staan. En hulle gewetens bevestig dit. Maak nie saak of hulle die Bybel gehad het nie, mense het een of ander manier wat ons weet wat reg en verkeerd is. Ons besef op een of ander manier, dis verkeerd om iemand seer te maak wat deur moeilike tyd gaan, reg? Jy help tog die mense wat sukkel. Jy gee om vir jou medemens. Jy is lief vir hulle. En jy wys daardeur dat God se wet nie net die woorde is wat geskryf is nie, maar dit is God se universele wet wat van ewigheid bestaan. Hoe God wil hê ons moet optree teenoor ons medemens. En daarin oortree elke een van ons. Maar daar is so 'n bietjie van 'n ligstraal wat deur hierdie donker oordeel van hierdie gedeelte skyn. Daar is 'n dag wanneer God die verborgde dinge van die mens volgens my evangelie deur Christus Jesus sal oordeel. Paulus maak dit duidelik vir die bystander hier dat geen een van ons onskuldig staan voor God nie. Jy kan nie jou medemens oordeel asof jy nie ook 'n sondaar is nie. En inteendeel, elkeen van ons behoort te verwag dat ons God se oordeel gaan ontvang. Want hy gaan beloon vir geld of vir goed, vir elke woord wat jy gespreek het en elke daad wat jy gepleeg het. En die vraag is, gaan ek en jy kan staan voor God se oordeel op daardie dag? Het ek genoeg gedoen dat die vergoeding beter is as die vergelding? Het ek genoeg gedoen? En Paulus sê daar kom 'n dag wanneer alles deur Christus Jesus geoordeel word. En dan sê hy die wonderlike woorde, want dit is die evangelie. En daar is die ligstraal. Daar's goeie nuus. Daar's goeie nuus. Want ons gaan deur Christus Jesus en in Christus Jesus geoordeel word. En dis waarheen die res van sy brief gaan begin gaan. Wat behels dit? En sodat ek julle nie los in julle oordeel vanmôre nie, wil ek bietjie vorentoe spring en ons sal daarby uitkom wanneer ons daar gaan, maar ek wil julle net hierdie gedeelte lees. Romeine 3 vers 21. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. En hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Daar is 'n bietjie hoop wat vir ons wag. Dat elkeen van ons het gesondig en elkeen van ons verdien alles wat ons ontvang van die Here af. Daar is geen punt wat ek kan sê, maar hoekom gebeur dit met my nie? Ek verdien dit nie. Ons almal is sondaars in die hand van 'n regverdige God, wat onpartydig oordeel. Hy vra nie van waar af jy kom en wat die rede is hoekom jy dit gedoen het nie. As jy die wet oortree het, het jy oortree. En so die enigste hoop wat ons het om
geregverdig te word, om in enige manier regverdig verklaar te kan word, is om in Christus Jesus te glo, as die een wat die versoeningsoffer gebring het. So waar los dit ons? Dit los ons op die plek wat ons die meeste mee sukkel. Want Paulus begin hierdie redevoering om die bystander aan te kla. O mens, jy wat ander oordeel, doen jy nie dieselfde nie? En dit is vir ons so maklik om mense in groepe te deel van wie ons glad nie hou nie. En ons gee vir hulle name, en ons sê hulle sleg, en ons dink amper ons moet niks met hulle te doen hê nie. Wat 'n label jy ook al vir daai mense gee. Liberal, woke, Democrat, Republican, ver regs, ver links. Wat ook al jy dink jy genoem, en wat se groepe jy hulle indeel. Wat ons moet besef in die evangelie van Christus Jesus, broer en suster, is dat ons nie onskuldig staan voor God nie. En dieselfde genade wat ons verwag God aan ons moet bewys, verwag Christus ons moet aan ander bewys. Deur hulle nie weg te gooi en weg te smyt en af te sny nie, maar eerder om hulle redding te soek. Want soos wat Christus gegaan het en ons kom soek het in die wêreld, so behoort ons hulle te gaan soek in die wêreld. Ons probleem met oordeel, broer en suster, is dat ons dink, solank ek gered is ek okay. Nee, ek en jy is gered deur genade, en ek en jy kan nie die oordeel uitspreek oor wie ook al ons wil die oordeel uitspreek nie. Die moslim het die Here net soveel nodig soos wat ons hom nodig het. Die Hindu, die Boeddhist, die ateïs, wie ook al hy of sy is, hulle het Christus nodig, want hy is die oplossing vir sonde. Besef dit, hy is die oplossing. Ek het dit laasweek gesê, ons kan nie begin by hou op sondig nie, ons moet begin, hier is Jesus. Laat Jesus daai persoon verander. Laat die Heilige Gees in daardie persoon verander om hom beter mens te maak. Ek en jy gaan dit nie doen nie. En beslis kan ek en jy nie oordeel en sê, wel, jy verdien die hel nie. Om te juig oor die dood van iemand wat nie gered is nie, is 'n skande. En ek sê dit sommer reguit vir enigeen van julle. Dit is 'n skande. Wanneer genade is jy gered. So jy kan nie oordeel nie, o mens wat oordeel oor ander. Want dit is net Jesus wat red. Julle ken tog daardie versie so mooi. Ek sluit af met dit. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Het ons vergeet wat die missie van Christus is, wat die opdrag is wat Christus vir ons gegee het. Die seun is nie gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld te verlos. En ons dink, solank ek gered is ek okay. Die res van die wêreld kan my hel toe gaan. Christus het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te verlos. Maar ons lees ook nie die res nie. Vers 18. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel,
omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Broers en susters, daar is die lyn. Almal van ons behoort hel toe te gaan. Die enigste rede hoekom sommige van ons gered word in die eerste plek, is omrede ons geloof in Christus stel. En deur sy bloed word ons vrygespreek. Want die straf wat vir ons bedoel was, is op hom geplaas. En enigiemand anders wat nie glo in hom nie, is klaar veroordeel, omrede hulle nie in sy naam glo nie. Dis die enigste verskil tussen jou en die grootste heiden daar buite. En so die opdrag wat ons vir onsself moet opneem, is gaan na die wêreld toe en vertel hulle van Jesus. Want elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor as ek en jy nie uitgaan en dit sê nie? Ek raak nou sommer aan fire hier, so ons gaan nou gaan en gaan evangeliseer. Ons moet dinge anders te doen, broer en suster. Kerk is nie om 'n plek om naartoe te kom nie. Kerk is 'n plek waar ons mekaar uitstuur, sodat ons ander mense kan inbring, sodat hulle ook kan uitgaan en ander mense inbring. Nie om die plek vol te maak nie, maar om mense by Jesus uit te bring, want dit is ons doel. So moenie oordeel, o mens, omrede ander mense nie die genade van Christus gesmaak het nie. Maar bid vir hulle. Bid vir jou vyand. Bid vir hulle almal, selfs as jy nie met hulle saamstem nie. Want dit is net Jesus wat hulle gaan verander. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir U genade, Here God. Here, wat ons absoluut nie verdien nie. Here, hierdie genade wat ons ontvang het met Christus Jesus, terwyl ons alle veroordeling en alle oordeel moes ontvang het, Here, is ons vrygespreek op grond van U genade, Here, en geloof in U. Here, help dat ons nie oordeel soos die wêreld nie, Here God. Dat ons mense wil bring na Jesus toe. O Here, dat ons nie mense sal afsny en weggooi en wegsmyt nie, maar Here, dat ons harte sal brand om hulle terug te bring na Christus toe. Ja, Here, hulle wat eens gesmaak het, Here, en wat nou weg is, Here God, help ons om hulle terug te bring, Here. Here, hulle wat nog nooit van U gehoor het nie, help ons om met volle vrymoedigheid, Here God, die evangelie van Christus Jesus aan hulle te verkondig, Here, om hulle nader te roep aan die heiligheid en die heerlikheid. Help ons in ons swakheid, Here God. Kom, o Gees van God, en bekragtig ons hierin. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Nou voordat ons gaan, 2 afkondigings. Nommer 1, Jaco verjaar iewers hierdie week, ek dink donderdag. Vrydag. Jaco verjaar Vrydag. Kom ons trek ons hande uit na hom en ons bid vir hierdie arme ou man. Vader, ons bid vir Jaco, Here God, wat begin elke jaar 'n bietjie meer grys hê. Here, dit is hopelik 'n teken van wysheid, Here Vader, en ons vertrou, Here God, dat U met hom is, Here, elke dag en elke jaar. Here, ons vra U seën oor hom in die jaar wat kom. Here, mag U vir hom gee wat nodig is, Here Vader, vir sy geestelike lewe, sowel as sy fisiese lewe, Here. Dat U sal voorsien in al sy behoeftes, Here. Here, dat U hom sal versterk in sy verhouding met U, Here God, in die eerste plek. Here, dat hy altyd sy oog op U sal hou, Here, en weet dat U is die oorsprong van sy seëninge, Here. Here, dat U hom sal seën, Here, bo sy denke en bo sy verwagtinge, Here God. Here, dat U vir hom deure sal oopmaak wat hy nie eens geweet het daar is nie. Here, dat U vir hom paai gelyk sal maak, Here, wat hy gedink het heeltemal afgesny was vir hom. Here, bid ek dat U hom sal seën in alles. En dankie dat hy in hierdie gemeente is. En dankie vir wat hy beteken vir ons, Here. Here, ons is so baie lief vir hom, Here God. Ons is so dankbaar, Here, dat hy so luister na ons en altyd gretig is om te help, Here. Here, mag U genade op hom wees. In Jesus naam. Amen en amen. En dan tweede afkondiging,
Volgende week het ons nie 'n diens hier nie. Ek is gevra om in Skatbere te preek, 2 dienste, Afrikaans en Engels. Die eerste diens is 8:00 die oggend, so ek moet al 7:30 in Skatbere wees, dis 'n uur se ry van hier af. So julle moet vir my bid, en is 2 dienste, ek moet die Afrikaans en Engelse diens preek, so 8:00 en dan 10:00 is die Engelse diens, so het gaan 'n lang dag wees, ek gaan julle mis, maar bid asseblief vir my terwyl ek daar is. En ja, so volgende week is ons nie hier nie, maar die week daarna is ons weer terug, en dan gaan ons aan met Romeine. Geseënde week vir julle almal, blessings, amen.